Ons groet ook almal wat elektronies nou by ons erediens aansluit. Ons hoop dat u saam met ons die seën van die Here ook vandag sal ervaar en beleef. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Almagtige, genadige, barmhartige God en hemelse Vader, ons kom voor u troon om u te loof en te prys en te aanbid as die koning wat heers van ewigheid tot in ewigheid. Ons aanbid u Here omdat u alles weet en alles sien. Omdat u in u alwysheid weet wat oral aangaan en ook wat almal nodig het. Ons aanbid u omdat u ons elkeen op ons naam ken. Ons dankie dat ons vir u kosbaar is, dat u ons hoog ag en dat u ons liefhet. Ons loof u omdat u self aan ons wil verbind as ons God om ons te seën en so 'n verbond met ons te sluit. Ons aanbid u omdat u in Jesus Christus die verlossing moontlik gemaak het sodat ons met u versoen kan wees en daar vrede tussen ons en u kan wees. Ons dank u vir daardie vrede wat ons in ons harte ervaar en beleef en wat alle verstand te bowe gaan. Ons dank u Here dat ons nie bekommerd hoef te wees nie. Dat ons nie bang hoef te wees nie. Dat ons kan weet dat ons in u hande veilig is en dat niks en niemand ons uit u hand kan ruk nie. Dankie vir u genade, wat ons elke dag ervaar. Dankie vir elke asemteug. En die wete, Here, dat ons lewe is in u hande. Seën dan vandag ons samesyn in ons erediens en praat met ons soos u wil. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies vanoggend wou Red saam met my gekom het, want hy sê hy het 'n vraag wat hy wil vra. Julle ken hom en sy vrae mos nie. Goeiemôre Red, hoe gaan dit? Goeiemôre julle almal. Ja, met my gaan dit baie goed, dankie. Ek het 'n vraag wat ek wil vra. Ja, nee, ek kan dit glo. Ja, want die een wat vra, bly net 'n rukkie dom, en die een wat nie vra nie, hy bly vir altyd dom. Die enigste dom vraag is die vraag wat nooit gevra word. Ja, nee, ons ken al daai storie van jou, en dis heeltemal korrek. Jy kan nou maar jou vraag vra, laat ons hoor wat wil jy weet. Het ons 'n koning? Engeland het 'n koning Charles, Nederland het 'n koning Wilhelm, het ons ook 'n koning? Nou wel, hier is 'n hele paar konings in ons land, onder andere is daar die koning van die Zulus, koning Misi Zulu noem hulle hom. Hy is 'n seun van koning Goodwill Zwelithini wat onlangs oorlede is. So ja, ons het ook konings in ons land. Dis baie interessant. En wat van ons wat Afrikaans praat, het ons ook 'n koning? Jong, ons het nou nie 'n aardse koning nie. Ek weet nie van 'n aardse koning wat Afrikaans praat, wat in ons land as koning regeer nie. Ek dink nie so nie. Maar ons het vir God as koning. Hoe werk dit? Wel, dit werk heeltemal anders as die politieke konings wat die mense in die wêreld kry, want God se koninkryk lyk heeltemal anders. So God as koning regeer deur sy koninkryk en deur sy kerk en deur sy kerkraadslede op 'n manier wat anders is as dit wat in die politiek gebeur. Dit klink interessant, maar dink in die Bybel lees ons ook van konings nie waar nie? Ja, inderdaad so. So kom sit hier agter en gaan ons 'n bietjie gesels oor Israel se heel eerste koning wat hulle gekry het en wat die omstandighede daarvan was. Ons tema vir ons jaar waarmee ons besig is om eerbied vir God te hê.
Vanoggend lees ons saam uit 1 Samuel hoofstuk 12. Ons begin by vers 12 en ons gaan lees tot by vers 25. Kan gerus maar die gedeelte by die huis gaan deurlees, die hele hoofstuk. Hier by vers 12 begin dit so. En dis nou Samuel wat besig is om met die volk te praat en hy sê vir hulle: toe julle sien dat koning Nagas van die Ammoniete teen julle optrek, het julle vir my gesê: nee, daar moet 'n koning oor ons heers, wel die Here julle God tog julle koning is. Hier is dan nou die koning vir wie julle verkies het, op wie julle aangedring het. Kyk, die Here het 'n koning oor julle aangestel. As julle eerbied aan die Here betoon, hom dien en na sy stem luister, en julle ook nie verset teen die bevel van die Here nie, julle sowel as die koning wat oor julle regeer, sal die Here julle God by julle wees. As julle nie na die stem van die Here luister nie en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen julle wees, soos teen julle voorvaders. Staan nog net 'n rukkie en let op hierdie groot ding wat die Here voor julle oë gaan doen. Hoewel dit nou nie reentyd is nie, gaan ek die Here aanroep, sodat hy donderslae en 'n stortreën gee. Kyk daarna en besef dan dat julle in die oë van die Here 'n baie verkeerde ding gedoen het, deur vir julle 'n koning te vra. Samuel het die Here aangeroep en die Here het op dieselfde dag donderslae en 'n stortreën gegee. En die hele volk het groot ontzag gekry vir die Here en ook vir Samuel. Die hele volk het vir Samuel gesê: bid tot die Here, u God, vir ons, sodat ons nie sterwe nie, want by al ons sondes het ons nog boonop 'n verkeerde ding gedoen, deur vir ons 'n koning te vra. Samuel sê toe vir die volk: moenie bang wees nie. Julle het nou wel hierdie verkeerde dinge gedoen, maar moet nou nie van die Here af wegdraai nie. Dien die Here met julle hele hart. Moenie agter afgode aan wegdraai nie. Hulle kan nie help of red nie, want hulle is niks. Terwille van sy groot naam sal die Here nie sy volk prysgee nie. Die Here het besluit om julle sy volk te maak. Ook ek sal nie teen die Here sondig deur op te hou om vir julle te bid nie. Ek sal julle aanhou onderrig in die goeie en reguit pad. Wees net gehoorsaam aan die Here en dien hom opreg en met julle hele hart. Let op die groot dinge wat hy vir julle gedoen het. Maar as julle opsetlik verkeerd doen, sal julle, sowel as julle koning, uitgewis word. Geliefdes, ja, ons het die vorige keer gesels oor Moses, wat daar in Deuteronomium 28 die volk onderrig het, en wat vir hulle geleer het dat wanneer hulle van God afdwaal, daar straf op hulle wag, maar wanneer hulle aan God gehoorsaam is en eerbied aan hom toon, dat hulle dan seën van God kan verwag. Nou so het hulle dan deur die woestyn getrek. Moses is uiteindelik oorlede daar op die berg Nebo en Josua het hom opgevolg. En onder leiding van Josua het hulle deur die Jordaanrivier getrek, om Jerigo getrek en hulle die beloofde land begin inneem. Maar dan in hoofstuk 24 van die boek Josua roep hy almal bymekaar by Sichem, wat op daardie stadium 'n heilige plek vir hulle was, waar hulle bymekaar gekom het om te aanbid. En dan sê hy vir hulle daar, ons kan amper sê hy besig om te preek, betoon nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Wat my en my familie aanbetref, ons sal die Here dien. Soos 'n baie bekende vers wat baie van u baie goed ken, ek en my huis sal die Here dien, met in die ou vertaling gestaan. Hier sê Josua vir die volk, julle moet kies. Julle kan kies of julle die afgode wil dien en of julle die Here wil dien, maar ek en my familie, ons gaan die Here dien. En dan beloof die volk, soos dat hulle ook daar in Moses se tyd beloof het, ons sal
die Here dien. Ons kies vir die Here. En dan verloop geskiedenis terwyl hulle nou daar in die beloofde land is, en dikwels het hulle nie gedoen wat hulle beloof het, hulle gaan doen nie. Dikwels het hulle begin om weer afgode te aanbid. En dis dan nou in die tyd van die rigters, en jy kan die hele verhaal daarvan gaan lees in die boek Rigters. En dan het God elke keer wanneer hulle so afgedwaal het agter die afgode aan, een van hulle vyande in die naburige volke gestuur om hulle aan te val en hulle te onderdruk. En dit was so 'n herhalende proses, elke keer weer oor en oor. En telkens, wanneer die volk berou getoon het, en tot bekering gekom het en weer na God toe teruggedraai het, of om hulle te help om dit te doen, het God rigters gestuur om hulle vyande te straf en weer die verbondsverhouding met hom te herstel en om die afgode uit te roei. Nou hierdie rigters sal jy onthou is Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Jaar, Jefta, Epson, Elon, Abdon, Simson en Samuel. Kan jy dit nou onthou? Ek hoop so, dat jy al daardie rigters se name kan onthou en dat jy dit ook kan opnoem. Dit is al die manne wat God dan nou gestuur het om die volk te help om tot bekering te kom en om die vyande te verslaan. Ons het verlede jaar onder andere gepraat oor die geloofshelde en van hierdie rigters het ons ook uitgehaal soos Gideon en Simson byvoorbeeld. En dan nou in die tyd van Samuel. Samuel word nou beskou as 'n oorgangsfiguur tussen die rigters wat God gebruik het om die volk te lei en te regeer en teen hulle vyande te beskerm en die vyande te oorwin, en ook dan nou die profete, want Samuel was dan nou 'n groot profeet gewees wat ook as profeet opgetree het, nie net as 'n rigter. En dan nou in sy tyd, hier aan die einde van sy lewe toe nou al oud en grys geword het, gebeur dit dat die volk nou maar weer afdwaal en dan kom nagos van die Ammoniete en hulle trek teen die volk op. En dan sê die volk vir Samuel, Samuel, ons wil ook 'n koning hê wat oor ons heers. Ons weet ons is mense, nee. As ons sien iemand anders het iets en dit lyk vir ons oulik, dan wil ons dit ook hê. En dit begin al as 'n mens so klein is. En dis wat die bemarkingswese en die televisieadvertensies en die rolprentadvertensies en die goed so lekker uitbuit. Ja, en vandag ken ons YouTube-advertensies, nee, soos jy nou nie vir YouTube wil betaal nie, dan moet jy kort advertensies kyk. En ons kinders weet ons van daai goed, want hulle hou van YouTube. So hulle sien al die advertensies raak, en daai advertensies sê eintlik vir jou, hierdie persoon het iets, en dit is 'n wonderlike ding, jy moet dit ook hê. En as jy nou speelding sien wat 'n ander kind het, dan wil jy dit ook graag hê. In Israel is dieselfde. Hulle sien ander volke het konings, en is elke keer 'n koning wat teen hulle optrek. Nou dink hulle, maar as ons 'n koning het, dan kan ons beskermd wees, dan kan ons veilig wees, dan het ons nou 'n leier, iemand wat kan optree, en wat ons dan nou kan help om ook ander volke te oorwin weer, soos wat hulle nou gedink het dit in daardie tyd werk en moet wees. So hulle wil 'n koning hê wat oor hulle heers. Maar Samuel is onwillig. Hy sê vir hulle, nee, die Here is julle koning. Julle het nie 'n ander aardse koning nodig. Maar hulle hou aan kerm en kla en meel, want jy weet mos hoe maak 'n kind as hy nou 'n ding wil hê. Hy hou aan en aan en aan en aan. En dan het hy allerhande goeie redes, en ons moet hom nou vandag koop, want dis nou 'n goeie prys en 'n spesiale aanbieding, maar dis net geldig tot die einde van die maand, dan volgende maand, dan gaan hy baie duurder wees. So koop hom nou, dan is dit nie so duur. So hulle het allerhande oorredingsstrategieë, manipuleringsstrategieë om mamma en pappa sag te maak, dat hulle tog maar op die einde van die dag net 'n wille van die vrede ingee, en dan nou maar die ding koop wat die kind graag wil hê. Die volk doen presies dieselfde, net soos 'n bedorwe brokkie, soos 'n stout kind. Hou hulle aan kerm en hulle wil 'n koning hê. En Samuel sê vir hulle is 'n verkeerde ding, maar hulle wil dit doen. En dan, wanneer Samuel dit nou later aan nie meer kon hou nie, en hy met die Here daaroor praat, wys die Here vir hom dat hy Saul moet salf as koning. Saul was 'n goeie soldaat gewees, 'n dapper soldaat. Hy was kop en skouers langer as die ander mans gewees, 'n groot man gewees, 'n man van statuur, en hy het sommer dadelik indruk gemaak op die volk, en hy was aanvanklik 'n goeie koning gewees. Samuel salf hom dan as Israel se heel eerste koning.
En dan preek Samuel in sy laaste preek, kan ons maar sê, daar aan die einde van sy lewe waar hy nou al grys is, en hy sê vir die volk, basies dit wat Moses ook vir die volk gesê het, en dit wat Josua ook weer herhaal het. Dit sê hy weer vir hulle, as julle eerbied aan die Here betoon, as julle die Here dien en na sy stem luister, en julle ook nie verset teen die bevel van die Here nie, julle sowel as die koning wat oor julle regeer, sal die Here julle God by julle wees. So dis die koning wat die voorbeeld moet stel en wat eerbied moet hê vir die Here en die Here moet dien en die volk moet sy voorbeeld navolg. En as julle nie gehoorsaam is nie, die koning ook nie gehoorsaam is nie, dan gaan julle almal daaronder ly. Maar as julle wel eerbied betoon en gehoorsaam is, dan gaan julle God se teenwoordigheid ervaar. Nou weer die ergste ding eintlik van die hel. Dis nie hoe warm dit is, of vir hoe lank daardie brand en daardie vuur en daardie foltering en pyniging en straf gaan duur nie, maar die feit dat God nie in die hel teenwoordig is om jou te troos, om jou te comfort, soos ons in Engels sê, om jou te help en jou by te staan en jou daardeur te help dat dit nie so erg is. Dis die ergste deel van die hel. So hierdie belofte dat God by julle sal wees, is die teenoorgestelde daarvan. Julle sal God se teenwoordigheid by julle ervaar en beleef, en hy sal julle help met dit waarmee julle sukkel, dit waarmee julle worstel, hy sal voorsien in dit wat julle nodig het, hy sal julle seën, en sy teenwoordigheid gaan vir julle vertroostend wees. Gaan vir julle 'n veilige ruimte skep, waarbinne julle kan gedei en kan leef, en voorspoedig kan wees, en kan groei. Dis die wonderlike belofte, wat weer herhaal word. Maar hy sê ook vir hulle, as julle nie na die stem van die Here luister nie, en as julle ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here ook teen julle wees, soos wat hy teen julle voorvaders was. En dis nou die tyd van die rigters, toe hulle so die hele tyd gestraf is vir hulle oortredings en hulle afgodediens. En dan sê Samuel vir hulle, voordat julle nou huis toe gaan, die preek is nou op 'n einde, maar ek gaan nou amen sê, maar voordat ek nou amen sê, is nou verby, en julle kan huis toe gaan, bly nou net so rukkie staan, want hier gaan nou iets gebeur vandag. Dis nou nie reenseisoen daar by hulle gewees nie. Hulle kry winterreën, waar ons somerreën kry, so dit was in die somer gewees. Bid hy en hy vra vir die Here om 'n donderstorm te stuur. Ook iets wat nie so baie by hulle voorkom nie, hulle klimaat is baie soos die Kaapse klimaat, waar daar winterreënval is, waar daar nie baie donderstorms en goed is. Hy bid en hy vra daarvoor, en God verhoor sy gebed. Buite die reënseisoen, die eienaardigste tyd waar dit normaalweg nooit reën nie, en dit reën in elk geval bitter min daar, kom daar sommer nog op daar dieselfde dag wat hy gebid het, 'n enorme groot donderstorm, met weerlig en blitse, groot druppels wat val. Sodoende het die volk gesien dat God almagtig is, en dat Samuel net kan bid en vra dat hierdie buitengewone ding moet gebeur, en dan gebeur. En hierdie besef dat God almagtig is om dit te kan doen, het hulle met ontzag vervul. En hulle het ook groot waardering en agting vir Samuel ontwikkel, omdat hy in so 'n besondere verhouding met God kon wees, om te kon bid vir hierdie donderstorm, en om dit te kan sien gebeur. Maar Samuel sê ook vir hulle moet besef, hulle het 'n verkeerde ding van die Here gevra, het 'n verkeerde besluit geneem, toe hulle besluit het om 'n koning te wil hê. En daarom vra hulle vir Samuel, asseblief tog Samuel, ons wil nie sterf, ons wil nie God met ons straf vir hierdie verkeerde ding wat ons gedoen het, bo en behalwe al die baie sondes wat ons ook doen. Bid vir ons, en vra vir die Here, om ons te red en om ons te help. En dan sluit hy sy preek af, en hy sê vir die volk, moenie bang wees, al het julle verkeerd gedoen, al was dit wat in die verlede was verkeerd, nou wat die toekoms van vandag af vorentoe aan betref, nou moet julle nie weer wegdraai van die Here. Nou moet julle gehoorsaam wees. Nou moet julle die Here dien met julle hele hart. Nie halfhartig nie.
Nie sommer so, dat jy nie regtig daarvoor lus is nie. Maar met jou hele hart. Moenie afgode dien wat nie kan help of red nie. Want daai afgode is absoluut niks. Hulle bestaan nie regtig nie. Al kan jy hom daar sien, want dis iets wat iemand gemaak het en jy kan hom sien, jy kan aan hom raak en aan hom vat. Dis 'n dooie ding. Hy's niks werd nie. Hy kan niks vir jou doen. Terwille van sy groot naam sê Samuel vir die volk, sal God nie sy volk prys gee nie. Julle behoort aan die Here. Julle is sy volk. En hy wil jy graag julle God wees. Hy sal julle nie prys gee. Hy sê ook vir hulle, ek sal aanhou om vir julle te bid, ek sal nie ophou. Jy hoef nie bekommerd te wees daaroor. En ek sal ook aanhou om julle te leer, om julle te onderrig, vir julle te preek, en om vir julle die goeie en die reguit pad aan te wys. Daardie pad waarvan Jesus ook gepraat het, waarvan die uiteinde die hemel is. Dis wat hy hulle sal leer. Wees gehoorsaam aan die Here, herhaal hy weer vir hulle. Dien die Here ook opreg. Nie met 'n valse ingesteldheid en 'n valse gesindheid nie, maar met 'n opregte hart, eerlik, met integriteit. Dien met julle hele hart, nie halfhartig nie. Let op God se wonders, let op sy reddingsdade. Dien, onthou, as julle opsetlik verkeerd doen, dan sal hy vir julle en julle koning uitwis. So wat is die boodskap vir ons, wat God deur hierdie gedeelte vandag ook vir ons wil gee? Ons neem dikwels oor verskeie redes verkeerde besluite. Daar's niemand wat vandag kan sê, ek het in my lewe nog nooit 'n verkeerde besluit geneem. En wat dit eerlik kan doen. Ja, die Bybel sê in Spreuke, in sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg. Want ons is mos geneig om dit wat ons doen en dit wat ons kies en besluit te kan verduidelik en te kan regverdig en versagtende omstandighede te kan aanvoer en alles wat daarmee saam en gepaard gaan. Maar so baie keer het die besluite wat ons neem nadelige gevolge vir ons. Hierdie besluit wat die volk geneem het om 'n aardse koning te hê, het sommer in Saul se tyd al klaar verkeerde afmetings begin aanneem, want Saul was aanvanklik 'n goeie koning en 'n goeie leier, maar hier, soos wat sy koningskap gevorder het hierdie mag so bietjie na sy kop toe gegaan. En dit gebeur baie keer met leiers, dat hulle so, kom ons noem dit maar 'n godkompleks ontwikkel. Dat hulle begin dink, hulle kan God wees en God speel, en dat hulle soveel gesag het, dat almal na hulle pypeman net moet dans. Hulle besef nie dat hulle daar is om mense te dien en tot mense se diens te wees en goeie dienslewering. Hulle wil amper as het ware self aanbid word. So besluit hy om sommer self 'n offer te bring toe die priester nog nie eens daar was. En hy wil sommer self sy eie kop volg. Hy wil sommer self besluit of hy wil gaan oorlog maak of nie. En wanneer hy nie 'n antwoord kry daaroor van die Here af, deur die profete en deur die Urim en die Thummim en al die goed wat hulle geraadpleeg het in daai tyd, en dan gaan hy na die heks van Endor toe. En dan vra hy vir haar om hom te help met nekromansie, wat beteken dat jy iemand wat reeds afgesterf het, vra om vir jou leiding te gee. In daai tyd was Samuel toen al oorlede gewees. En dit het daartoe gelei dat Saul se lewe uiteindelik op die einde van die dag tot 'n bittere, aaklige einde geloop. Saul is opgevolg deur Dawid. Dawid het 'n groot koninkryk gehad, maar is ook daarvoor bekend dat hy oorspel gepleeg het met Batseba en dat hy 'n man laat vermoor. En dan kom Salomo met al hierdie wysheid, waaroor enige koning kon droom en kon beskik. Hy brei die koninkryk nog groter uit. Maar dan doen hy wat die Here gesê het hulle nie moet doen nie. Hy kry van 'n klomp vrouens, en boonop is 'n klomp van hulle heidense vrouens. En saam met die heidense vrouens kom die afgoderry. En so is die afgoderry weer terug in die land. En daarna word die koninkryk in 2 geskeur, die noordelike 10 stamme en die 2 suidelike stamme. En uiteindelik op die einde van die dag is dit elke keer die konings wat die afgoderry ingevoer het met die mense met wie hulle getrou het, wat die volk se ondergang beteken. So dit het eintlik vir hulle niks goeds ingehou om 'n koning te hê.
Ons het in die verlede al daaroor gepraat, dat ons partykeer moet besluit, waar gaan ons bly, wat se werk gaan ons doen, met wie gaan ons trou, en ons het gesê dat dit belangrik is om op jou knieë te gaan, om daardie antwoorde by die Here te soek. Maar God antwoord ons nie altyd direk uit die hemel uit met 'n weerligstraal of 'n spesiale rooi telefoon wat ons het om met hom te kan praat. Hy maak sy wil aan sy kinders wat aan hom gehoorsaam is en hom liefhet en hom dien bekend deur die woord, die Bybel in die eerste plek, en ook deur die Heilige Gees wat in ons woon. Wat vir ons kalmte en vrede in ons hart gee, en die geloofsoortuiging wanneer ons besig is om die regte besluit te neem. Maar ten spyte daarvan, volg ons baie keer ons eie koppe. Maak ons soos ons wil maak. Sien ons iets wat iemand anders het en begeer ons dit, wil ons dit ook hê en doen ons alles, selfs die verkeerde, om dit in die hande te probeer kry. En so leef ons baie keer hierdie maand op 2-3 maande verder se salaris, knie diep in die skuld, net omdat ons ook wil hê wat ons sien ander het. Naderhand beland ons so diep in die skuld dat ons sukkel om weer daar uit te kom. En dan hoe meer die armoede by die voordeur inloop, hoe meer loop die liefde weer by die agterdeur uit. En dit veroorsaak vreeslik spanning in die huis. Dis nou maar net een voorbeeld van die verkeerde besluite wat mense neem. Ander voorbeelde is dat 'n mens verlief raak op iemand wat jy nie die wil van die Here ingesoek en geken het. En daai persoon begin jou lewe verwoes en vernietig met hulle mishandeling, met hulle misbruik, met hulle afhanklikheid of verslawing aan een of ander iets. En dan is jy baie ongelukkig, want as jy nie in jou huwelik gelukkig is nie, dan sukkel jy om op al die ander plekke in die lewe gelukkig te wees. Verkeerde besluite, ons almal neem soms verkeerde besluite. Net soos die volk. Maar geliefdes, ons besluite stuit nie vir God in die volvoering van sy wyse raadsplanne. Al het die volk 'n verkeerde besluit geneem om 'n koning te vra, het dit juis die voertuig geword waardeur God sy boodskappe van hoop verkondig het, om te sê, daar gaan op die troon van koning Dawid iemand uit sy nageslag kom, wat 'n ewige koninkryk sal vestig. En waar God weer sy regmatige plek as julle koning sal inneem. En al daardie messiaanse beloftes in die Ou Testament is uiteindelik in Jesus Christus vervul. En dis waarom hy die Christus genoem word, wat die gesalfde beteken, wat Messias beteken. So het hy dan ook die konings gebruik om uiteindelik by sy doel uit te kom. En so gebeur dit ook in ons eie lewens, dat ons verkeerde besluite neem, ons het baie nadelige gevolge, wat die lewe vir ons bitter moeilik maak, maar baie hoek of baie kroek, kom God nog steeds uit by sy doel, wat hy met ons wil bereik, ten spyte van ons verkeerde besluite. Net soos wat Judas Iskariot die verkeerde besluit geneem het om Jesus te verraai, het God dit juis gebruik sodat die kruisiging kon plaasvind en die verlossing kon gebeur. So God laat hom nie keer om uiteindelik te doen wat hy wil en te bereik wat hy wil nie. Ons kan ongelukkig nie altyd dit wat ons verbrou het heeltemal herstel. Somtyds kan 'n mens iets wat jy verkeerd gedoen het, 'n verkeerde besluit wat jy geneem het, omdraai, kan jy dit weer regmaak. Maar jy kan nie in tyd teruggaan en daardie verkeerde besluit gaan oorneem en verander in 'n regte besluit. Sekere besluite het baie groter en baie erger gevolge as ander besluite. En dis juist dan wanneer ons in sak en as gaan sit en teleurgesteld is omdat ons nie mooier gedink het voordat ons gedoen het. Maar ons leer daardeur soms ook die grense van die regte pad ken.
deur die foute wat ons maak. Die boere gebruik baie keer kampe om die diere op sekere plekke te laat wei, sodat hulle nou nie oorbeweiding doen op een spesifieke kol van hulle land nie. Somtyds span hulle grensdrade, somtyds gebruik hulle touwtjies met draadjies om wat die elektriese skok afgee met sonpanele en sonkrag werk. Dis nie moderne manier. Soos die bees dan nou by daai draadjie die eerste keer kom en hy word geskok, dan beweeg hy nou weg. Volgende keer dan word hy weer geskok en die volgende keer gaan hy nie weer daar waar daardie draadjie is. Want hy leer mos nou. En dis maar met ons ook so. Partykeer kom ons en ons verbrand ons vingers met die verkeerde besluite wat ons neem en dan sien ons, maar dis nie die regte pad nie. En dit help ons dan om dan op die regte pad te bly. En wat ons moet raak sien ook uit dit wat Samuel vir die volk gesê het en vir hulle geleer het in sy preek op 'n laat stadium van sy lewe, toe hy nou oud en grys geword het. Die goed wat hy beklemtoon het in daardie preek, dit moet ons raak sien. Ons moet dit ook besef en ons moet dit ook doen. Ons moet dit aksensieer, dit is 'n verpligting, dit is belangrik, lewensbelangrik. Met ons hele hart die Here opreg gehoorsaam dien, aanbid met eerbied en ontzag. Hierdie hele hartigheid met jou hele hart is verskriklik belangrik. Dit beteken passievol. Ons weet baie keer as die ouers vir die kinders sê, was asseblief vir ons die skottelgoed, dat hulle dit nie met hulle hele hart gaan doen. Baie keer blaas hulle daai lippe so 20 bar op. Jy kan sommer sien, hulle is nou dikbek lang gesig, want hulle is nou nie lus vir hierdie job. En dan gaan doen hulle dit halfhartig. Groot mense doen maar baie keer dieselfde. Hulle baas gee vir hulle opdrag en hulle dink, maar dit maak nie sin nie, dit lyk vir my onnodig, dis onnodiger papierwerk en rompslomp en wat ook al. Ek sien lus om dit te doen nie, so ek rammel dit maar gou af. Ek doen dit nie met my hele hart entoesiasties en passievol nie, ek kry dit net verby en klaar. Soos wanneer jy by die skool kom en jy het nog nie jou wiskunde huiswerk gedoen nie, dan vra jy gou vir een van die slim kinders, kan ek gou jou boek leen? Leen na jou boek en dan skryf jy gou sy huiswerk af. Want jou huiswerk daarom gedoen as jy in die klas kom en jy kry nie raas nie, maar van daai som verstaan jy eintlik niks. Want jy het dit nie heel hartig gedoen, jy het eintlik gesteel by jou maatjie. Jy het dit halfhartig gedoen. En baie keer is dit die manier waarop mense die Here dien. Hulle rammel dit maar net gou af as 'n godsdienstige plig, wat hulle wil net klaar en verby kry, sodat hulle nou maar net kan aangaan nou weer met die volgende dag. As ons nie die Here met ons hele hart dien nie, hoe kan ons eerbied en respek en ontzag vir hom hê? As jy God dien, doen dit behoorlik. Doen dit heel hartiglik, met entoesiasme, met passie. Asof jou lewe daarvan afhang van dit doen. Maar doen dit ook in opregtheid. Ons almal weet wat dit is om met maskers deur die lewe te gaan. Om voor te gee om iets of iemand te wees wie ons nie regtig is. Om te maak asof ons iemand is wat ons nie regtig is. Vandag kry jy dit veral op sosiale media waar jy met mense oor die wêreld heen kommunikeer en daai persoon maak asof hy iemand is wat hy nie regtig is nie, en so vang hy arme, desperate, eensame, weerlose vrouens, weduwees in 'n stryk en hy beroof hulle dat daar niks van hulle oorbly. Dis integriteitloos, dis vol leuns, dis vol bedrog. En tog is baie mense besig om die Here so te dien. Dis soos wat die Here vir sy volk gesê het, julle eer my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Julle is nie opreg in wat julle doen. Julle doen dit nie met integriteit nie. Julle het 'n masker op. Sondag sit julle in die kerk met julle sondagmasker, maar
Maandag tot Saterdag, dan is dit net donder weer en blits, soos wat dit aangaan in te kere. Ons moet die Here in opregtheid dien, eerlik wees in ons diens aan hom. Nie voorgee om te wees wie ons nie is. Nie voorgee om te doen wat ons nie doen. Heelhartig en opreg moet ons die Here gehoorsaam, moet ons hom dien, moet ons hom aanbid. En dit moet gedoen word altyd met eerbied en ontzag. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons kom vandag na die genade troon in die wete dat ons ook baie keer net soos die volk goed sien wat ons wil hê en begeer, maar wat lei tot verkeerde besluite. En dat ons dan ly onder die gevolge daarvan. Here, help ons om te doen wat Samuel ook vir die volk geleer het. Om te weet, ons kan nou nie die verlede verander nie, dit het nou klaar gebeur, maar die toekoms lê nou voor. Ons het vandag en môre tot ons beskikking om die regte ding te doen. Om U te ken in alles wat ons doen, sodat U ons op die regte pad kan laat loop. Om te weet, as U die huis nie bou nie, dan soek ons wat daarin bou te vergees. Om daarom U wil in alles te soek, om U koninkryk in alles te bevorder, sodat ons op die regte pad kan bly. Here, dankie dat ons tot bekering kan kom wanneer ons verkeerd gedoen het. Dat ons kan terugdraai na U toe en dat U ons sondes vergewe, wanneer ons dit met berou bely. Here, ons wil graag ons hele lewe opnuut aan U toewy. Ons wil dit doen met ons hele hart, dien met integriteit en opregtheid, eerlik, sonder voorgee en sonder maskers. Ons weet dat ons dit alleenlik kan doen wanneer deur die kragtige werking van U Heilige Gees ons daartoe help. Daarom bid ons, Here, help ons asseblief om U met eerbied en ontzag te dien, soos wat dit by U kinders hoort. Here, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir elkeen wat siek is, ons bid in besonder vir elkeen wat hartseer is, veral ook vir Frida Prinsloo daar in Tasmanië, waar sy en Piet haar man vir die kinders gaan kuier het, hy 'n hartaanval gekry het en nou na 'n ernstige en lang siekbed oorlede is. Bid ons vir wysheid en vir vertroosting. Daar's baie besluite en moeilike besluite wat nou geneem moet word. Ons vra dat U hulle ook daarmee sal help. Dankie dat ons kan bid ook vir al ons aktiwiteite in ons gemeente en al die projekte wat ons aanpak. Ons vra dat U dit alles sal gebruik in U diens en tot uitbreiding van U koninkryk en tot verheerliking van U naam. Dis juis in die naam van Jesus Christus ons Here dat ons dit alles kom bid met dankbaarheid en dat U ons gebede verhoor. Amen. Jy het nou geleentheid om vir die Here dankie te sê met die dankoffers.